Jy is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n Woensdag is dit tyd vir interessante plaaspraatjies. Nou, kunsmatige intelligensie is besig om oor te neem veral in boerdery en in Nederland gebruik navorsers nou kunsmatige intelligensie om mankheid by hulle melkkoeie op te spoor. Nog voor 'n boer dit met die blote oog kan sien, is daar kameras wat monitor hoe die koeie loop en 'n KI-stelsel ontleed elke beweging en gewigsverskuiwings. Nou, as daar selfs 'n klein afwyking is, dan kry die boer 'n waarskuwing op sy foon. Die voordeel hiervan natuurlik, vinniger behandeling, laer veeartskoste en beter melkproduksie. Mankheid kos die suiwelbedryf wêreldwyd miljoene rande per jaar. Hierdie tegnologie werk amper soos 'n Fitbit vir beeste. Dit tel probleme op nog voordat dit ernstig raak. Dis presisieboerdery op 'n heel nuwe vlak en wys hoe tegnologie nou selfs die subtielste tekens in hulle kudde kan bestuur. En dan gaan ons oor na robotte toe, weer eens met kunsmatige intelligensie. Dit neem natuurlik oor. Arbeidskoste wêreldwyd dwing vrugteboere om slim oplossings te soek en nou is daar 'n robot wat selfs arbeie kan pluk. Met 'n gevorderde kameras en 'n masjienvisie kan hierdie robot presies bepaal watter arbeie perfek ryp is. Hy sny dit dan versigtig af sonder om dit te kneus, iets wat tradisioneel baie handearbeid verg. Die groot uitdaging natuurlik om vir hierdie masjien te leer hoe 'n perfekte arbeirypheid lyk, want elke vrug verskil effens in kleur en grootte natuurlik. Hierdie tegnologie kan produksiekoste verlaag en oesverliese beperk. Dis nog 'n bewys dat outomatisering vinnig besig is om 'n vaste plek in moderne landbou te kry. En ons laaste storie, natuurlik innoverend. Hulle sê altyd 'n boer maak 'n plan. In die Verenigde Koninkryk het 'n boer viral gegaan nadat hy sy eie landboumasjinerie gebou het met die hulp van YouTube-video's en herwinde onderdele. Nou, in plaas daarvan om honderde duisende rande aan nuwe toerusting te spandeer, het hy self 'n pasgemaakte oplossing ontwerp wat perfek by sy plaas se behoeftes pas. Nou, hierdie projek het hom 10.000 gespaar, maar meer as dit, het wys iets van boere se vindingrykheid. Nou, wanneer pryse styg en marges druk, word kreatiwiteit in 'n noodsaaklike hulpmiddel omskep. Hierdie studie herinner ons daaraan dat innovasie nie altyd uit 'n laboratorium kom nie, maar dit kan soms uit 'n plaaswerkswinkel met 'n swysmasjien en 'n Wi-Fi koneksie ook kom. Dit is Plaaspraatjies vir vandag. Ons is terug met ons gas net hierna. Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend Nikki Foster, die direkteur van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Nikki, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre Doopie, lekker om saam met jou te wees. So, kom ons skop 'n bietjie af net na president Cyril Ramaphosa se staatsrede waarin landbou as 'n groeiende uitvoersektor uitgelig is. Waar pas rooibos in hierdie groter prentjie? Ja, rooibos is 'n baie belangrike Suid-Afrikaanse bate, soos jy weet. En ek dink min mense sal besef dat meer as 50% van die jaarlikse rooibosoes word uitgevoer. So interessant, die internasionale mark vir rooibos het inderwaarheid die lokale vraag oorskry in die laaste jaar. Dit kom natuurlik al baie jare, baie moeite wat ingegaan het om dit te laat groei en dit raak 'n baie gewilde internasionale produk. Nou, dit is 'n internasionale produk wat baie eg is aan Suid-Afrika en stabiliteit natuurlik is altyd 'n groot ding wanneer dit kom by uitvoere van 'n produk. Maar wat sal die bedryf in 2026 nou aanhelp wanneer dit kom by die uitbreiding van rooibos uitvoere? Ja, ek dink die industrie het geleer oor die laaste paar jaar dat volhoubaarheid eintlik baie belangrik is vir die groei van die produk as korttermyn groei. So baie fokus gaan daarin om internasionale markte tevrede te stel met volumes. Ons fokus definitief daarop om konstant te kan produseer, om konstant te kan lewer, dan ook om pryse in 'n mate sover as moontlik konstant te hou sodat die markte gewoond kan raak aan die produk. En langer termyn dit as 'n produk in hulle mengsels kan vasmaak sonder om eers te dink aan verandering. Nou, produksie word in 2025 op ongeveer 15.000 ton geraam. Is laer as vorige hoogtepunte. Watter faktore het hierdie wisselvalligheid gedryf?
Ja, ek dink rooibos word net in 'n spesifieke area verbou, klimaatsgewys, ook grondkwaliteitsgewys is dit 'n Weskaap produk in die Cederberg omgewing. Omdat dit 'n droëland gewas is, meerjarige gewas, is dit blootgestel definitief aan weeromstandighede. So bo en behalwe natuurlik winsgewendheid op die plaas en hoeveel boere sou wou plant en uitbrei, speel die klimaat die grootste rol. En wanneer die klimaat nie saamspeel nie, kry jy hierdie siklusse. Ons is al gewoond daaraan en dis ook hoekom die industrie dan glo dan om voorraad in die industrie te hou om te kan buffer teen die hoë en die lae volume tye. Nou, jy het nou so 'n bietjie gepraat van die klimaat natuurlik ook. Ons het baie reënval gesien in groot dele van die land. Daar was verskillende temperature, droogtes, onreëlmatige reënvalpatrone ensovoorts. Hoe het dit spesifiek rooibos geaffekteer die laaste seisoen? Ja, die laaste 2 seisoene het ons gesien dat die oes effens afgeneem het. Rooibos, interessant genoeg, het reën nodig in spesifieke tye van die jaar. En wanneer jy hierdie wisselvalligheid kry, veral in die Weskaap, dan kan dit die oes aansienlik beïnvloed. Ons sien die laaste 2 jaar dan effens 'n laer oes. Gelukkig het die industrie genoegsame voorraad. En ons hoop in die toekoms sal die volume weer optel dat ons die voorraad kan herbou. So wat is die nodige uitvoer per jaar om die buitelandse aptyd vir rooibos te kan bevredig? Ja, Doopie, ons het in 2025 het ons die 10.000 ton merk oorskry, waar die gevoel is dat die totale mark so 18.000 ton is, soos ek vroeër gesê het, dis dan meer as die helfte van die oes. So 10.000 ton is die nommer wat ons voorjaag en dan sien ons natuurlik groei en ons wil graag hierdie groei laat voortduur. Is daar van die ander markte, want ek weet Japan is een van die groot markte as dit kom by ons uitvoere, maar waar sien ons op hierdie stadium ook groot groei van mense wat graag rooibos wil invoer? Ja, dit is so, Japan is definitief die konstante groeimark, Europa dan ook vir baie jare 'n baie stabiele mark, maar dan sien ons ook in die ooste dat China, Indonesië, Sri Lanka, van hierdie lande begin goeie groei toon. Dis van 'n lae basis af, maar ons glo dit is definitief areas waar ons in die toekoms ons uitvoere kan uitbou. Nou as 'n enkel oorsprongproduk met geografiese aanwysing beskerming, hoe versterk mens die oorsprong integriteit van rooibos se mededingendheid? Dit is baie belangrik vir ons Doopie. Ek dink veral so die GI beskerming is op hierdie stadium net in Europa van toepassing, maar dit het wel ook gewig in die hele wêreld. En ek dink in enige produk, wanneer jy begin uitvoer en jy stel die produk bloot aan die res van die wêreld, dan kry jy natuurlik mense wat dit wil namaak, wat die naam wil gebruik wanneer dit nie regtig die produk is nie. En ek dink die beskerming wat sê dat rooibos is net rooibos as dit in 'n spesifieke geografiese gebied geproduseer is baie belangrik vir die volhoubaarheid van die produk en in 'n mate dink ek ook om die waarde van die produk oor die lang termyn te beskerm. Nou, hoe word rooibos wetlik dan nou bespreek of genoem en die hervorming van innovasie soos daar's gereed om te drink, drankies ensovoorts produkte. Ons sien dit veral in velsorg. Watter ander kategorieë kan ons gebruik en rooibos uitbrei? Ja, Doopie, ons het in die laaste tyd baie verandering gesien in hoe rooibos gebruik word. Ons sien dit in skoonheidsmiddels, ons sien dit in gereed om te drink drankies, ons sien dit ook in kosmaak, dan ook in sekere medisinale produkte. En ek dink op die ou ende die gesondheidsvoordele van rooibos is die groot rede waarom dit in soveel meer produkte gebruik word. Nou met meer as 700 eweknie geëvalueerde studies sedert 1962, hoe belangrik is wetenskaplike bevestiging in vandag se welstandsgedrewe markte? Ja, die navorsing is 'n baie belangrike deel vir ons van rooibos. Dit kom oor baie jare dat die Rooibosraad meeste van die jaarlikse besteding in navorsing sit.
primêr om die gesondheidsvoordele van rooibos verder te ontgin en te deel met ons kliëntebasis. En in die toekoms sal dit 'n baie belangrike strategie bly om rooibos volhoubaar te maak en ook om meer markte te ontgin en hopelik nog baie meer voordele te kan bewys oor tyd. Nikkie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Nikkie Foster, direkteur van Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Dis al waarvoor ons tyd het vanoggend. Ons gaan jou los met 'n lekker musiekvideo van Bobby van Jaarsveld, Boerding. Ons sien mekaar weer môre.